die mense is wat sê, want ek weet hier sit mense, en jy kla jouself aan. Dis die hoofsaak in Christendom. Die wat 'n verhouding met hom bou. 'n Verhouding met God bou beteken jy raak stil daagliks, meer as een keer. En jy luister na hom, jy lees Bybel en jy bid en jy worship. Dis verhouding bou. Nie gaan siele wen nie. Dis ook deel van verhouding bou. Hierdie is verhouding bou. Maar hoor nou gou mooi. Iemand wat verhouding bou, sal gaan siele wen. Ek kyk altyd die pastore so sê ek, jy lieg as jy vir my sê jy het 'n verhouding met God, as jy nie evangelisasie doen nie. Want as jy in jou binnekamer kuier, sal jy die opdragte hoor. As jy in jou binnekamer kuier, sal jy hoor vergewe daai een. As jy in jou binnekamer kuier, sal jy weet om mekaar se laste te dra. Daar sal nie 'n rooies hoef te wees wat vir sendelinge sê, sak op siele toe. Sondagoggend gaan sê vir 'n student hallo, gaan doen iets. Daar hoef nie so iemand te wees nie. As jy 'n binnekamer verhouding het, sal jy nie kan wag om daar uit te kom nie, want jy sal al klaar die gesigte hê vir wie moet jy gaan sien. Het gaan nie oor hoe is jou karakter nie. Jy kan 'n introvert wees, 'n ekstrovert, jy kan wees wat jy wil. As jy verhouding met God het, sal jy 'n sielelas hê. Jy sal omgee. Jy sal nie 'n aanvoerder hoef te hê wat weekliks moet sê, kan julle dit doen? Doen dit asseblief. Doen dit asseblief. Doen nee, verhoudingslewe. Ek wil dit doen. Ek wil Christus tevrede stel. Dis 'n verhoudingslewe. As jy 'n verhouding nie met God het nie en meer met Satan, hoor my mooi, is jy die een wat loop kla oor alles. Praat jy is iets fout is nie. Jy moet aanspreek iets. Dis nie wat ek nou van praat. Ek praat 'n negatiewe klaarpersoon. Jy het 'n verhouding met God nie. Ek sê dit vir jou. So kies vandag met wie jy 'n verhouding. Maar ek wil vanoggend 'n geleentheid gee. As die mense is wat sê, want ek weet hier sit mense en jy kla jouself aan. Ek het in die week met iemand gewerk oor die foon en ek gaan binnekort met die persoon hier werk. Toe die seun 12 is, het hy by sy 3-jarige sussie om kaal vasgedruk teen haar. Niks gedoen nie, kaal vas. Nou hoor gou mooi, die seun was miskien heeltemal onkundig, is verkeerd wat hy gedoen het. En die 3-jarige het nie geweet wat gebeur het. Maar nou gebeur sulke goed in ons lewens, en ons vergewe ons nie self nie. Die 12-jarige is nie 'n molesteerder nie. Maar hy vergewe hom nie self nie. En nou oor 30 jaar loop hy met dit. Ek vergewe my nie self nie. Ek het op 'n dag drank gesteel. Ek het op Kakamas AGS kerk. Eerste keer toe ek in 'n ander klap kerk kom. Hulle het nog gekniel. Wil kniel toe gee een ou vir my 'n brief. Toe sê hy kruip onder deur die bank gegee vir die pastoor se dogter. Kruip ek. Dis ek op laerskool. Toe kruip toe sê hy kom kruip saam. Terwyl die ander bid, toe gaan ons daar maak ons 'n kas oop in die voorportaal. Hulle het regte wyn gedrink. Hulle is die wyn uit in cream crackers. Ons kou jy en jy sluk. Hoor gou mooi. Ons almal het strooi aangejaag. En jy sit vanoggend hier en sê, my vrou is kwaad vir my kinders is kwaad vir my ouers is kwaad vir my, dit is kwaad. Ek bedoel, wil jy op Henry taak het, my Henry, net by jou ouerhuis, as jy vinnig moet sê, hoeveel dink jy het jy gesteel, hoeveel rand se goed? 50.000. Laaste jy by School of Fire, voor jy weggehardloop het, hoeveel het jy omtrent gesteel? Nee, ek wil net seker maak. Ok, nou hoor gou mooi. Hy voel skuldig. Hy kan lag en hy kan maak net wat hy wil, Henry. Maar as hy stil raak, dink hy, want hy het 'n verskriklike goeie pa ma, dan weet hy, wat het ek hulle aangedoen?
So sit ons vanoggend hier, vol skuld. Ons almal, ons voel, ons kla onsself aan. En ek wil net hê ons moet daarop nou konsentreer. Nie op ander wat jy nou moet vergewe en ander moet jou vergewe nie. Jou skuld wat jy hier sit, ek voel skuldig. Ek het iemand te nagekom. Vir jou wil ek vanoggend sê, ek wil jou graag met olie salf. Want hy sê in die laaste boek van Jakobus, salf hulle met olie en hulle sal gesond word. Net 'n bietjie olie, vir jy wat miskien nie kerk ken nie. Maar in die naam van Jesus. So kom ons daar by die huis, terwyl ons dit hier doen, bly kyk, want God gaan jou nou ook aanraak. So almal wat hier sit, speel net so saggies, maar baie saggies iets. Ek wil net graag hê, almal, net saggies, hoor, tokkel net so. Geestelik natuurlik, Christelik, hoor jy? Sê maar net. Ei man, verlang ek nou jou oupa om Dion vanoggend. Prys die Here. Maar in elk geval, so nou, as jy vanoggend voel, nie 'n lang storie nie, ek gaan nie loop 'n bid saam met jou nie. En jy sê, ek wil myself vergewe. Want jy kan nie hemel toe gaan as jy nie jouself vergewe nie, jy het geweet. Kom net gou uit. Ek gaan nie jou storie vir jou vra nie. Ek gaan jou salf, en as jy glo sal God met jou werk, kom gou uit. En daar by die huis, terwyl ek hier, noem jy voor die Here, noem vir die Here, wat wil jy jouself vergewe? Dankie, gaan nou vat. Wat wil jy jouself vergewe? Kom staan vinnig. En as ek klaar vir jou olie gesalf het gaan sit, almal wat hulle self wil vergewe, self wil vergewe, self wil vergewe, self wil vergewe, kom net gou. Moenie sit nie. En dan wil ek net 'n ding sit. Hierdie dienste is nie altyd net vir studente nie. Ek sê dit. As hier personeel is wat dit voel, ons moet nooit dink ons het gearriveer nie. Prys die Here. Vader, ek bid oor almal nou, ook daar by die huis. Kom ons bid almal saam, hardop. Sê, Here, ek het sonde gedoen. Ek verwyd myself. Ek is vies vir myself. Ek vergewe my vandag. Ek spreek myself vry. En ek spreek alle mense vry wat iets teen my gedoen het. En ek vra vergifnis vir ander mense wat ek aan hulle gedoen het. Dankie, Here, vir die genesing. Amen. As ek by jou kom, steek jy net jou hand in die lug, maar hoor gou mooi, dan kan jy direk aan gaan sit. Dit is net, vat dit net. Jou hand op. Vergewe jy jouself? Weet jy wat ek toe ek aankom? Sorry, ek gaan jou nou as voorbeeld gee. Sien ek dit op jou gesig? Hoe kwaad is jy vir jouself? Kry nou, kom nou oor daarmee. Almal, kom oor daarmee. Kom oor daarmee. Dit help ons gesit in 'n hoekie en ons bly kwaad vir onsself. Amen. Dankie, Here, dat hy hom vergewe het. Sê ek wil jou vergewe nie, Jesus vergewe. Sit maar. Dankie, Here. Dankie, dankie, dankie. Luister, hy is nou verby. Hy is nou verby. Ek en jy weet wat dit is. Almal hoef dit nie te weet nie. Daar seker goed wat ons in die lewe getuig en daar seker goed wat jy nie getuig het. Nou daai sekere goed getuig 'n mens nooit. As ons hier voor staan, hoef jy nooit daai goed te vertel nie. OK. Mense hulle kan hierdie kind. OK. Die Here vergewe jou. Amen.